uit Klaagliedere 3 gaan ons preek vanoggend, dis 'n vreemde teks, nie Klaagliedere. Ons lees mos nie daai boek nie. Of het nou ooit Klaagliedere gelees? Tannie Binneland, niemand lees dit nie. Almal kyk Binnelanders, nie? Van Ad en van die mense, nie? En van Louis en wie sy vrou daarso? Naomi, o ja, my dogter ken ek mos al die goedens van. Nou, sy noem die tannie Railay voor tannie Binnelanders. Want die tannie vertel altyd van Binnelanders wat gaan gebeur. Maar ek wil vanoggend vir julle uit Klaagliedere 3 uit praat oor 'n bietjie hoop kom gee in oomblikke van swaar kry. In hierdie jaar wat voorlê, wat jy dalk miskien sit en wonder, wat lê vir jou in wag? Wat gaan verander as jy nou weer dink aan die wêreld van ons lewe? Wat sê die woord vandag vir jou? Wat 'n hoop is daar vir jou en my? Ongelooflike teks hierdie in Klaagliedere 3 gaan saam lees en vanoggend 'n bietjie ook praat oor 'n hoop in 'n stikkende wêreld. Hoop wat die woord vir jou kom gee, nie wat ons oor sing, weet na wêreldbeker wat ou, wie sê ou wat sing hieroor, sê hoop. Jy moet nie baard man, Joe Black, ja, hulle sê ons na wêreldbeker, dis hoop, weet en dis vervalle hoop daai, die hoop wat ons het is die hoop wat God vir ons kom gee in oomblikke van bitterheid, in oomblikke wat die seer van jou lewe binne gedring het, en jy weet nie meer regwaarts of derwaarts nie. En dan kom God en sê, nou gaan ek vir jou, kom laat nie dink oor die lewe, nou kom gee ek vir jou hoop. Hoop word gebore in 'n stuk bitterheid van 'n mens se lewe, waar ek en jy plat geslaan is deur die lewe, waar die werklikheid van die lewe, die seer ons binne gedring het, en ons het nie meer antwoorde nie. Dan kom die Here en sê, hier is die antwoord ek vir jou het. Dan kom gee vir jou die nuwe lewe wat vir jou kom gee in Klaagliedere 3. So ek gaan vanoggend hieroor praat. En dan André, jy moet onthou, dis Dominee Dawie wat jy voorgesit hoor. Dominee Dawie, hy het opleiding met my gekry, nee. Ja, hy leer met my, nee. Hy kom sê my, wat jy 2 boeke in die Bybel, Dawie? Die ou en die Nuwe Testament. Ja. Hy sê vir ook sê hoeveel boeke daar in die Bybel is, maar goed, ek wil, ons moet vanoggend stil word, en ons begin hierdie diens ook in die naam van die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nooit die werk van sy hand laat vaar nie. Daarom, my broers en susters, wees ook gegroet van hom, die Vader, die Seun, en ook die Heilige Gees. Amen. Vraag 24 sê, hoe word hierdie 12 artikels ingedeel? Dan begin hier sê, in 3 dele. Die eerste handel oor God, oor wie, as die skepper God. Die tweede gaan oor sy Seun, wat vir ons verlossing gebring is. Die derde gedeelte gaan oor die Heilige Gees, wat het kom beseël in ons lewens. Nou kom ons sit net so, en die woord verskyn op die skerm, en dan kan ons ook net ons geloof weer opnuut in God treenig bely. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf is en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opstaan uit die dode, wat opgevaar is na die hemel, en sit aan die regterkant van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo ook in die Heilige Gees, ek glo ook aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die opstanding van die vlees, en ook glo ek in die ewige lewe. Amen. Kom ons gaan nou saam sing 'n pragtige lied. Lied 444. Ken julle nog die ou Halleluja lied 444? Wat 'n vriend ons in Jesus. Wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg ongediend
troon deur hom te gaan. Hoe verbeur ons tog die vrede? Ag, hoe dikwels lei ons maar, net omdat ons nie ons noorde uitstort in Gods Vaderhart. Dis so great, kom ons sing het weer vir die Here. Wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg ongedurig, tot Gods troon deur hom te gaan. Hoe verbeur ons tog die vrede? Ag, hoe dikwels lei ons maar, net omdat ons nie ons noorde uitstort in Gods Vaderhart. Ons gaan nou lees uit Klaagliedere 3 vers 18 tot 23. En dan met die woord so voor ons open, kom ons word eers stil en ons bid eers dat Here ook hierdie woord ons hart sal kom oopbreek. Hemelse Vader, Here Jesus, ons nou u woord in ons hand geneem, ons wil graag daaruit lees, dit oordink en dit ook nadink, wat u lank van tevore vir ons reeds voorgedink het. En daarom bid ons, Here, dat u ook nou hierdie woord sal oopbreek, vir ons, Here, ook ons harte ontvanklik sal maak, om te hoor wat u vir ons wil sê. Daarom is ons gebed eenvoudig maar net vanoggend. Kom, o Gees van God, kom maak ons ontvanklik vir u woord. Kom nou, Here, kom praat met ons, want die kinders wil vanoggend luister. Amen. Klaagliedere 3. Wie van julle het al ooit die boek Klaagliedere gelees? Dis nie 'n vasvraag nie, maar ons lees dit mos nie. Dis word mos geassosieer met 'n klomp klaagliedere nie, klagtes nie. En jy wil elke dag klagtes hoor nie, jy hoor genoeg op die skool, Pieter. Nou Klaagliedere 3 van vers 18, kom ons lees net volgens saam. Ek het gedink, dit is klaar met my en met my hoop op die Here. Weet, dis so woorde die wat baie van ons dink vandag so en sê ook vandag so, nee, dis klaar met my. Ek het nie meer, die Here het ek nie meer in my lewe nodig nie. Ek het nie meer hoop op God, ek kan niks meer van my doen nie. Die gedagte aan my ellende en my vreemdelingskap is gal en gif vir my. Nou, dis interessant, in die hele hoofstuk 3 word die woord gal en bitter nogal baie gebruik. Nou, dit is die Hebreëse woord la-ana, wat eintlik maar net beteken, dis hy sê, my siel, my menswees is met gal versadig. Ek is van binnekant af binne gedring met 'n stuk gal en bitterheid. Dis iets wat ek net nie van kennis meer neem nie, dit het my lewe al binne gedring. Nou, as jy in Lukas 11 gaan lees, dan kry jy dieselfde ding wat hier geskryf word in die Griekse teks, waar die Here ook by die vrou kyk wat 'n bloedvloeiing het, en wat sê hy vir haar? Hy sê vir haar, weet jy, in die Afrikaanse vertaling is dit vertaal met, hy het haar innig jammer gekry. Nou, wat beteken dit? Ons kry baie mense innig jammer, in die kerk ook kry ons baie mense innig jammer. Ons neem kennis van baie dinge in die kerk. Maar die woord wat die Here gebruik in Lukas 11 is, hy sê daar in die Grieks, splegmitsomai. En dis eintlik die woord innig jammer, wat beteken, as ek na Pieter kyk, en ek sê van Pieter, ek dink aan jou, dan neem ek nie kennis van hom, ek staan op afstand, en hy gaan aan met sy lewe na die tyd nie. My skoene kom in sy skoene, ek word deel van sy lewe, ek neem kennis, en ek word deel, en daai probleem wat hy het, word ook my probleem, ek word ook daardie geraak. Splegmitsomai, dit is ding wat my in beroering bring.
eintlik in Grieks staan, my hele binneste het in beroering gekom. En selfe woord hierdie Anna wat sê, die gal het van buitekant af deel geword van my lewe, het my van binnenkant af binne gedring. Ek kan dit nie meer ontsnap nie, dis daar, dis 'n werklikheid. Dis 'n intense emosionele pyn. Nee, dis 'n geestelike verdrukking. Die smaak van verlies en oordeel wat deel word van my lewe, word hier uitgedruk. Dis net iets dis net 'n stuk gal of bitterheid nie. Dit is emosionele pyn wat die Here hier vir ons skryf. As ek daaroor nadink, draai my gedagtes vas, maar dit sal ek ter harte neem en om die rede bly ek hoop. Nou, dis interessant nie, dat alhoewel die persoon die beskryf word as die gal wat binne in ons lewe gekom het nie, dit beperk sy lewe, dit deurdring sy lewe. Hy sê maar nog steeds sal hy bly hoop om die rede, en hier kom die rede nou, hoor hierso. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. En dit is elke môre nuut. U trou is groot. Ongelooflike woorde. As jy nou Psalm 136 gaan lees, dan gaan jy nie minder as 26 keer hierdie woorde kry. Aan die einde van God se liefde sal aan die liefde van God sal geen einde nie. Elke vers word beëindig met hierdie woorde. Dis hierdie Hebreëse alfabet van 26 letters waar is daai teksvers en hy psalmdigter. En dit word herhaal om vir ons juist te kom benadruk dat daar's geen einde aan God se liefde vir jou en my nie. Aan sy ontferming vir jou en my is daar geen einde nie. Dit sal nooit ophou nie. Ek en jy kan ophou mense lief te hê. Weet jy, dis die seer wat ek moet hanteer as mense my kom sien oor 'n egskeiding. Pieter, dis hartverskeurend. Nee, nie vir my nie, maar ek sien die kinders, ek sien die mense, ek sien die emosionele pyn, die traan waarmee gepaard gaan. Hierdie ding van Brie, my vrou het my nie meer lief, sy het my los. Dis 'n hartseer storie. En dis wat jy ook mag staan nie. Nou sê die Here, my goedertierenheid aan jou sal nooit ophou nie. Die Here sal nooit jou en my ophou kan lief hê nie. Ons kan hom dalk ophou lief hê, maar hy sal ons nooit kan ophou lief hê nie. Dit is elke môre nuut. Dit is groot en sy trou is groot. Sal ons mag nooit verlaat nie. Nou geliefdes, daar kom in mense lewe tye wanneer woorde opdroog, wanneer jy eenvoudig nie meer woorde het om vir mense te sê nie, waar jy net by mense staan en hulle seer is so dat jy niks woorde het om hulle te troos nie. Wanneer gebede swaar word, selfs wanneer geloofsfrases leeg klink. As ek nou vanoggend luister na die mense met kanker, ek is nou 'n paar maande in die gemeente, maar dis opvallend vir my hoeveel mense is in die tyd wat ek hier is gediagnoseer met kanker. En dis jou woorde raak net op. Dit is die Bybelse rou dagboek van pyn, verlies en gebrokenheid. In hierdie omstandighede, as jy gaan kyk na waar in Klaaglied geskryf is, dan lê Jerusalem in pyn. Daai plek is stikkend, hulle tempel is verwoes, hulle het alles verloor. Nee, en nou sit hulle daar in daai oomblik van mismoedigheid en hulle weet nie wat om te maak nie. En hier hoor hulle hierdie ongelooflike woorde. Aan die einde van God se goedertier, daar geen einde nie. Sy trou is groot, dis nie elke môre. As hy wakker word, dan sien hy word hy beleef en ervaar hy God se liefde en trou. Dit hou nooit op nie. En dis wat ek en jy moet snap van hierdie gedeelte. Dis dit hierdie woorde word gesê in oomblikke van die grootste pyn van die stad Jerusalem, van 'n menselewe waar jy alles verloor het. As jy nou gaan kyk na die mense wat Amerika toe gaan, hulle het nou hierdie program op TV op kyk net Beloofde Land, waar hulle so 'n bietjie iets van die mense pyn vir jou probeer laat verstaan wat hier in Suid-Afrika sit, hoekom hulle wil trek hier, nee. Dis gewoonlik maar met misdaad te doen, waar mense beroof is en waar hulle gekaap is en dan besluit hulle vat nou goed en loop, nee. Die trane loop. En is in hierdie oomblikke waar hierdie mense ook in Jerusalem hoor, God se goedertierenheid sal nooit ophou nie. Dit sal nooit
nooit in hierdie lewe verdwyn nie. Dus sy trou is nie elke dag, elke môre is dit vars en groot in jou lewe. Het jy ingestap al by 'n vrugtewinkel nie, en jy koop hierdie lieflike vrugte, kom by die huis, 'n dag later wil jy dit nog eet, dan kom jy agter dit is sleg, dan word jy sommer kwaad. Dit is nie, jy wil dit nie so, jy wil daai varsheid wil jy hê, en is nogal belangrik deesdae dat daai koue ketting het, nie, om te verseker dat ek en jy daai vrug in ons hand het en nog steeds vars kan eet. En nou gebruik die Here hierdie beeld, in hierdie slegte omstandighede het ek en jy die reg om te weet, wat hierdie jaar ook al mag inhou, wat hierdie dag mag inhou, wat ook môre oormôre op die pad mag gebeur. Ek stap, neder staan ek hier so, Pieter, ek vat my te voorbeeld, nee, dis net hier interessant, hy sê vir my, hy begin weer môre skool te hou. Weet my, hy sê net met die pyn van sy skool, hy sê vir my, hy hou in Hielbrouw skool, hy moet vir anderskleuriges Afrikaans gee musiek. Hy sê, hy is net een van 3 mense na die skool wat nog omtrent hulle taal praat, nee, Afrikaans. Dan moet jy weet net hoe moeilik is dit vir so iemand nie. Ek was 18 jaar by korrektiewe dienste en ek het iets daarvan beleef die laaste paar jaar, wat jy word letterlik kwaad gemaak. Jy word by punte gebring waar jy van jou kop af wil raak. Weet, jy moet mense leer lees en skryf en hulle moet jou pos oorvat. Dan moet jy sê, hoorie, maar jy het hier opgegroei in hierdie pos en so hard gewerk om te kom sit, dan word jy weggeneem. Dan moet jy daai mense wat jou plek inneem, kom leer lees en skryf. Jy wil van jou kop af raak, dan moet jy weet, oor in daai omstandighede het jy net hierdie ongelooflike waarheid om vas te hou, dat God se goedertierenheid nooit sal ophou nie. Dis 'n besluit om te sê vers 21. Ek en jy moet daai doelgerigte keuse maak om te onthou. My krag is weg. Ek het nie antwoorde meer nie. Ek het nie meer oplossings vir die wêreld nie. En my hoop kom net dan alleen van hier af. My broer, my suster, ek het die afgelope 3 jaar dit elke dag beleef. Waar ek baie keer na hierdie broer te sit en ek wil nie meer aangaan nie. Weet jy, kom by die dokter, dan is dit, en dan is jy op hierdie medikasie, en dan hou vir 2 dae aan, dan voel jy beter, en dan is jy maar weer terug op die ou paadjie. Dan besef jy, dis net die Here wat jy nou kan red. Dis net God en niemand anders wat jy nou sal kan red nie. Dis dan die geloof my sê, ek moet onthou, hy's 'n Inderman. Hy dien nie die Here wat ek nie aanbid nie. Hy sê vir my, you must remember, it's by the grace of your God, not my God, that you sit here in front of me. En ek dink, dis wat hierdie teks ook vir ons wil sê, dis, wanneer jou krag weg is, moet jy 'n besluit kan neem, om te weet, dis alleen God en niemand anders wat jy kan red nie. En hoeveel keer kom ons in hierdie lewe nie, waar hierdie werklik van hierdie lewe net so te veel word, daar in die onderwys, by jou werk, miskien hierdie week, daar by 'n moeilike baas, miskien oor 'n maand of 2, dan moet jy weet, dis alleen God en niemand anders jy kan red nie. Ek het al met mense gesit in hierdie lewe wat my kom sien het en my sê, hulle kan nie meer die werkomstandighede hanteer nie. Hulle weet nie meer hoe om dit hanteer nie. Dan moet ek hulle terugbring met hierdie besluit. Dis alleen, jy moet 'n doelgerigte besluit kan neem, wat hierdie jaar ook al vir jou inhou, wat eis ook al vir jou kom stel, as jy die teleurstelling kry, as jy nuus van die dokter kry, en dis nou nie goeie nuus nie, en jy moet dan weet, dis alleen jy en niemand anders wat 'n doelgerigte besluit moet neem, om sê, my hoop lê nie opgesluit in antwoorde van mense nie. My hoop lê in die wete, dat ek weet, dat die God wat ek kan bid, sy liefde en goedertierenheid hou nooit op vir my nie. Dis elke dag nuut en vars vir my. Weet jy, ek voel vanoggend as 'n nuwe mens dat ek opgestaan het daar by die huis. Ek gaan langs op buitekant aan die tuin rond. Ek sê vir my vrou, kom ek aan die kom, ek sê, weet jy, ek het nou klaar die trap opgeloop daar bo by die swembad, ons bly daar in Pellerina, so daar in die berg, so ek baie trap beklim daar so. Ek sê van klaar, kyk hoe ek die snelweg, dis nou nie vat, weet, ander tye lê ek nog in slaap, want ek is moeg, ek kan nie, maar die my doelgerigte besluit neem en sê, weet jy moet God ook sien hierdie mooiheid van hierdie dag,
Het jy besef wat 'n voorreg jy het om vandag te kon opstaan en te kan lewe? As mense dit besef het, Pieter was hierdie kerk stampvol. Was dit stampvol? Want dis 'n wonderwerk wat met jou en my gebeur het. Om te sit hier vanoggend, om op te staan en te wakker te word. Ek praat, dis nou nie wat ek voorberei het nie. So André, nou hoor iets anders toe ook, nie? Ek het, my vrou is in die belastingwêreld. So, Pieter, so sy is die broodwinner in die huis, nie? Kyk, as ek al sulke voltydse dominee pos kry, ek kan nie naaste my vrou salaris kry nie. Weet, ek moet altyd so by haar staan. Weet, en sy is die broodwinner. Maar, sy het eendag, sit ek so luister, toe sy 'n narkotiseerder, wat net gekwalifiseerd het, wat ons geken het, jong mense, ouds ons, toe kom die ou en hy sien haar toe oor sy belastinggoede. En hy sê toe aan vir my, weet jy, ek het vir 11 jaar in dit gestudeer om narkotiseerder te wees. Dis ek die moeilikste kursus wat is in die mediese wêreld, om mense in daai tyd van die operasie aan die slaap te hou en weer te laat wakker word. Hy sê, weet jy wat ek wil sê, wat daar gebeur, is presies wat met jou gebeur as mens, as jy elke aand gaan slaap. Net so is dit jou narkose. En God het nie nodig gehad om 11 jaar te gaan studeer nie. Hy doen dit vir jou elke liewe aand. Hy het jou elke oggend wakker word. Jy het nie nodig om narkoseerder eers te betaal en dan terug te eis, hoop jy kry geld terug nie, om wakker te maak. Jy word wakker. As jy in 'n slaappatroon is, dan word jy so natuurlik wakker. En dis hoe God ook vir jou en my sorg elke dag. Pieter, soos 'n wonderwerk hier sit vandag. Dis 'n nuwe dag. Dis die goedheid van God wat vars en nuut is. Elke dag is dit vir jou geopenbaar. En hy kom gee vir 'n oorvloed. Hy's nooit ophou nie. Hy sê nou môre as jy nou van kwaad is en jy gaan slaap 4 uur die oggend. Hy sê nog steeds 6 uur dat wakker word. Jy is nog steeds wakker word met nuwe lewenskrag in hierdie tyd, né? As jy besluit geneem het. In vers 22 en 23 het ons gelees, 'n mens se hoop rus in God se karakter. Weet my broer en suster, dis die mooi van 'n mens se lewe, né? Dat ons hoop in hierdie wêreld lê nie planne wat ek en jy het nie. Of ons slimmigheid en ons kundigheid nie. Dit lê nie daarin nie. Ek wil nou sê as jy nodig nie. Ek wil die mense afskiet wat slim is en wat slimmer as ek is en wat baie sulke mense, ek is nie so slim nie. Maar een ding moet jy weet, 'n mens se hoop lê in die karakter opgesluit wat God aan jou en my openbaar. Wie hy is en wat hy vir jou en my kom doen. Dis nie ons planne wat ons dra in die lewe nie. Jy kan watter plannetjies hê vir môre oormôre. Weet jy, dit kan soos dit verdwyn. Ek het hoeveel mense gesien in my 18 jaar by korrektiewe dienste wat allerlei planne gehad het, wat se woord Afrikaans empires opgebou het. Wat is Afrikaans woord, Pieter, empires? Ja, wat empire, wat 'n koninkryk opgebou het, man. Wat hulle hoop gevestig het op miljoene rande wat lê in die bank. En binne 'n oogwink is dit weg. Dan staan 'n man daar by jou, dan kom sê vir jou, meneer, weet jy, ek staan hier voor jou nou, met alles gestroop, die koue sementvloer van sentraal gevangenis. Ek het 'n verlange om weer by God te wees. Is alleen hy wat vir my goed kan wees. En dis die wonder dat jou hoop wat jy het in die lewe lê opgesluit in God. As jy môre oormôre wil oorleef, is nie op jou eie kragte nie. Weet jy, ek sê altyd vir mense, daar vir Afrikaans uitdrukking moet sê, God, 'n mens wik, maar is God wat beskik nie. En weet jy, my ma het daai dinge my ingeprint, in my armoede te groot geword. My ma het my gesê, hoorie, my seun moet nooit op jou eie kragte staat maak nie. Moenie probeer te slim wees in hierdie lewe nie. Hou net vas aan dit wat God vir jou gedoen het. Jou hoop lê daar. Dis hy wat jou gaan dra. Dis hy wat jou gaan vat en gaan weer heel in hierdie lewe.
En ek kan nou vir jou prontuit kom sê vanoggend, as dit nie vir God was nie, en ek kom miskien nog byvoeg te snakies, as dit vir my vrou was en my kinders ondersteuning nie, sou ek nie gestaan het nie. Ek het niks gedoen om hier te kom staan vanoggend nie. Ek sou nie 3 jaar terug so kon staan nie. Ek kon nie gesit voor, val ek net om, toe ek in die hospitaal gekom het. Maar dis alleen God wat my gedra het, en my vrou by name sy en my kinders wat my ondersteun het, wat my weer bring op die pad van herstel. Ek is nog heeltemal reg nie, maar ek is nou al daar wat ek wil wees amper. En dis die wonder, dat mens, jy moet jou hoop opsluit in God. Ook in hierdie wêreld, ook in die jaar wat voorlê. Waar lê jy hoop gesetel? Op, ek wil nou goed te afskryf en afskiet in die wêreld. Dit is belangrik, ek maak 'n voorsiening vir my eie toekoms. Ek moet ook voorsiening maak, dat my kinders ook iets het, wat hulle kan help om aan te gaan met hulle lewe. Weet maar, hulle hoop nie in my vermoë lê om vir hulle te sorg nie. My hoop het nie my ouers gelê om vir my te sorg nie. Dis 'n bonus. My hoop lê in God, dat hy my die lewe gee, dat hy elke dag my die vagsheid van die lewe gee, en die vermoë om die mooi van die lewe raak te sien. Om ook in oomblikke van bitterheid, waar die storms woed in jou lewe, te kan opkyk en vasstou en te weet, dat jy seëning het wat jy kan tel, een vir een kan jy dit tel. En jy weet, dis alleen God wat vir jou kom gee. En ek wil vir jou in hierdie jaar uitdaag om te gaan kyk en seker te maak dat jy doelgerig so jou lewe beplan, dat jou hoop ook in God lê. Weet jy my broer en suster, ek is nou gelukkig nog nie klaar met die kerk. Ek is ongelooflik lief vir die kerk. Ek is ongelooflik lief vir die teologie. Ek is 'n gereformeerde teoloog deur en deur. Niemand se blaaf van afgerig nie. Maar weet jy, my hoop lê nie daar nie. My hoop lê in daardie God van die teologie. In daai my heling lê nie in die feit dat ek kan deurdruk met hierdie plannetjies van my nie. My heling lê daarin dat God midde in die storm van my lewe, midde in die seer en pyn van my lewe, midde in hierdie goue oomblik wat deel word van my lewe, daar is vir my hand neem en ook 'n pad met my wil loop. En daarom alhoewel klaagdeur van ons sê dat hy self die pyn verduur het en gedra het, het hy geroep, my God, waarom het u my verlaat? En tog het God se trou nie opgehou nie. Weet jy, onthou ons nou, dis ook die kruiswoord wat die Here ook aan die kruis uitgebreek, nee, tetelestai, die Griekse woord daarvan, so mooi, wat jy sê, dis volbring vir jou en my. Ek het alles gedoen om vir jou deur alles te dra in hierdie lewe. Ongeag wat klap jy in die lewe ook al mag ontvang. Dan Raila, dis goed om dit te weet, nee. Ongeag wat met jou gebeur aan belanders, die Here sal vir jou en my sorg. Ek hoef my hoop te vestig op 'n visum om met alle respek nou die land te verlaat, daar te gaan bly en te gaan leef nie. My hoop moet wees in God en niemand anders nie. En dis die lewe wat ek ervaar by die kerk. Ons vestig ons hoop op allerlei plannetjies. Gaan kyk maar nie, dat ons sit met Prof Stefan die Berg altyd vir my, dis ons so vreemd nie, hy moet altyd gym toe gaan voor sy noodstelling, want as hy daai verslae moet dra, dan is sulke boeke wat nogal swaar van al die kundigheid van mense wat geskryf het nie, om hulle plannetjies te beraam. Maar dit word nooit uitgevoer nie. Ons het al 20 planne vir die oplossing, maar ons moet weer op ons knieë kom en God se aansig gaan soek en daar vir hom en hom vertrou. Maar ook as my sê, kleintjie, jy moet op jou knieë bly en in die sweet van die aangesig moet jy die Here gaan soek en hom gaan dien, dan sal dit beter gaan met jou. Anders as jy besig met katte kwaad in die lewe. En jy moet weer die Here ontdek. Weet jy, ons is te veel besig met die dinge van die Here en te min met die Here van hierdie dinge. En dis wat hier gedeelte ook wil sê, dat ons moet weet, midde in die seer van ons lewe, dan het God se trou nie opgehou dan nie. As jy trane loop, beteken nie God het jou vergeet nie. Het sê vir jou, ek gaan jou nou eers kom help. Ek gaan nou vir jou hier so 'n plan maak en vir jou help deur dit. Ken jy die Here so? Weet jy dat hy vir jou dit sal doen?
ongeag wat hierdie jaar gaan voorhou, wat ek weet, dit kan miskien nou nie 'n goeie jaar wees vir baie mense nie, nee. En baie van ons maar bekommerd oor die jaar. Maar daar's een ding wat ons kan vashou. Ons hoef nie bekommerd te wees oor die trou en die versorging van God nie. Daarom hoef jy nooit, maar nooit te twyfel nie. Dis hy wat vir jou al hierdie dinge sal gee. Hy gee vir jou 3 pilare van hoop in hierdie gedeelte. En ek wil eintlik afsluit deur vir jou, ons gaan dit ook nog sing nie. Tel jou seëninge, tel een vir een. En jy sal verbaas wees oor wat God vir jou verleen. En as ek en jy nou eerlik is met onsself nie, en ons gaan tel ons seëninge, en dan kyk ons wat God vir ons kon gee het. Weet jy, ek het die afgelope 2 jaar, het ek soveel rand verdien aan salaris. Pieter, soveel. Sien jy, is 0. 0 rand, 0 sente en 0 sente. Maar weet jy, die Here het my 1 miljoen rand gegee in seëning en oorvloed. Alles gegee nog wat ek nodig het. En nog meer as toe ek geld verdien het. Daar is ons huis op Jeffreys klaar betaal. Daar is ons karre klaar betaal. Daar is alles ons kan net aangaan met ons lewe, omdat God vir jou voorsien. Hy het nog een aand van dat honger slaap nie. Weet, as ek honger is, dan bel ek my gou net huisbesoek afspraak op etenstyd. En as ek my honger vul, dis nie onmoontlik nie. Die Here sorg vir ons elke dag. Dawid is so nie. Die Here gee vir jou baie nie. Ja, jy het 'n lekker huis, 'n goeie ma, 'n lekker skool. Ja, jy kan sit en game speel voor die TV, wat min mense kan doen, nee. Ja, hy is 'n YouTuber ook, nee. Ja, so jy kan baie dinge wat die Here vir jou gee. Gaan dink net 'n bietjie aan, vanmiddag gaan sit net jy 'n heerlike bord kos. Weet jy, ek het altyd onthou, soos my skoonmaale, ons moes altyd 12 uur op 'n Sondag by een tafel sit, nee. Maar daai tafel het altyd Pieter gekreun van die kos. Weet jy, jy het nooit in daai huis gekom. Enige tyd van die dag of nag. Die eerste ding wat my skoonma vir jou aangebied is kos. Daar's altyd kos. Daar's altyd. En my skoonpa het nie 'n massiewe salaris verdien nie. Nee, Serena, pa was 'n doodnormale ou in die landbank. Maar my ma het gesorg daar's elke dag kos. Sondags hy rysvleis na tappels en groenboontjies en pampoen uitgepak. En net vir die 10 mense om die tafel nie, vir die ander 10 wat nog sal kom eet ook en so. So tel jou seëninge. Die Here is dis nie net hartseer nie. Dis 'n bitterheid wat jy moet proe, wat jou hele bestaan raak, die lewe soms is. Maar in daai bitterheid is daar een hoop. Die soet geur en smaak van God wat jy nooit, maar nooit verlaat nie. En mag jy in hierdie jaar met hierdie waarheid ook gaan lewe. Tel jou seëninge, tel een vir een. En jy sal verbaas wees oor wat God vir jou ook verleen. Dus elke dag, elke môre nuut en vars, mag die Here jou ook nie net bring by oomblik van bitterheid nie, maar om te weet in hy bitterheid lê daar ook die heelheid en die krag van God ingesluit. Amen. So die stem van die kinders word ook Prof Kas voorgesê van nooit klaar as daar 'n kind huil in die kerk nie. Hy sê, want dan klaar ons by die toekoms van die kerk. Nooit klaar as die kinders onrustig is in die kerk nie. Ons bly wees, dan is nog 'n toekoms vir die kerk. So dit is maar nooit plan nie. So ons gaan nou antwoord deur saam sing Halleluja 2, 4, 5. Strome van seën van bowe, dit het die liefde beloof. Heerlike tyd van verhooging vloei uit ons eiland en hoog. Strome van seën, geef aan die volheid ons weer. Reeds val die druppels gedurig,
Skenk ons die strome, o Heer, strome van seën van bowe, daal met verfrissing tans neer. Skenk uit die hemelse volheid, skenk ons 'n oorvloed, o Heer, strome van seën, geef aan die volheid ons weer. Reeds val die druppels gedurig, skenk ons die strome, o Heer, strome van seën van bowe, hier laat al vloei in elk oord. Skenk die belofte verkwikken, kom en bevestig die woord. Strome van seën, geef aan die volheid ons weer. Reeds val die druppels gedurig, skenk ons die strome, o Heer, strome van seën van bowe, gee dit al voller, o Heer, dorstig en bidende wagens, word hier verheerlik, o Heer, strome van seën, geef aan die volheid ons weer. Reeds val die druppels gedurig, skenk ons die strome, o Heer. Reeds val die druppels gedurig, skenk ons die strome, o Heer. Ontvang nou met binneharte die seën van die Here en gaan leef ook elke dag om sy goedertierendheid nuut en vars elke môre te ontvang. Mag die pad vir jou dan ook voorspoedig wees. Mag jy altyd die wind van agter kry. Mag die son warm op jou gesigte skyn, die reën sag op jou lande val en tot ons mekaar weer ontmoet. Mag God jou seën elke dag, elke oomblik.